Hallo julle, ons kuier vandag in Knysna op die vooraand van die Oesterfees. Maar ek is nie net hier om te smil om te ontspan nie, want vandag gee ons 'n sprong terug in tyd en verken die geskiedenis van die area lank voor die dorp ontstaan het. Knysna het in 1858 'n magistraatsdistrik geword, toe die nedersettings Melville en New Haven saamgesmelt het. Die Featherbed privaatreservaat se seiljag gooi Wikkie af by die Weselike Knysna-kop in die reservaat om die omgewing se mense geskiedenis na te vors. Die Khoisan het hier in grotte huisvesting gevind. Dit is natuurlik 'n versamelnaam vir die Khoi wat herders was en die San wat jagter-versamelaars was. Die Khoi het hulle self die regte mense of Khoi nagenoem om hulle van die ander groepe soos die San te onderskei. Wikkie se gids hier by die grotte is Gary Lavery. Gary, dit is asemrowend. En is in die grotte waar die eerste beskawings gewoon het. Ja, Wikkie, hierdie grot hier langs die see hier in Knysna, dit is een van die plekke waar die Khoisan mense sou gebruik het as 'n skuilings toe hulle hier langs die strande van Suid-Afrika gewoon het. Hulle was die strandlopers genoem want hulle het op en af met die kus beweeg. Hulle het in sulke grotte gebly, hulle het vis gevang, hulle het diere gejag hier in die woude rondom ons en die Khoisan mense het vir omtrent 125.000 jaar hier in die omgewing gebly. Hulle was baie vredelewendige mense gewees en hulle het die water gebruik en die bosse van die omgewing gebruik vir hulle klere, hulle kos en ook hulle implemente wat hulle gebruik het. Jy sal ooit sien dat daar geen tekeninge op die mure van hierdie grot is nie. As daar was, het dit miskien oorgegroei met die mos. Die Khoi het in groot groepe gebly volgens 'n eksogame klanstelsel. Dit beteken dat hulle ter wille van bondgenootskappe huweliksmaats uit ander klans gekies het. Die San was weer kleiner groepe en het nie soos die Khoi 'n hiërargiese struktuur gehad nie. Hulle het alle mense gelyk geag. Right, Wikkie, ons is nou by ons ander grotte hier en dit is die grotte wat die Khoisan mense sou gebruik het as hulle vullishoop hier langs die see. Hulle het altyd in een grot gebly en ander grotte gebruik as hulle vullishoop of in Engels hulle midden. Nou volgens hulle midden hier by ons kon ons uitwerk van die uitgrawings. Hoe lank het die mense hier gebly? Wat se klere het hulle gedra? Wat het hulle geëet en wat se implemente het hulle gebruik? Hulle het hierso uitgegrawe implemente van jag en visvang en ook velle van diere wat hulle miskien gedra het terwyl hulle in hierdie omgewing was. As jy terug staan en kyk na die berg, jy sal sien die twee grotte wat hierso is, lyk soos neusgate en hulle is bekend as die neusgate hier in hierdie area. Ek kan nogal sien hoekom jy dit so noem. Maar die woord Knysna het ook met 'n Khoisan afkoms. Ja, hulle sê dat die betekenis van Knysna kom van die Khoisan woord en die Khoisan woord vir Knysna beteken plek van bome of plek van water. As ons gepraat van bome, Knysna is natuurlik bekend vir sy woude wat ook al eeue lank staan en ons gaan 'n bietjie verken in daai rigting. Bye Gary. Totsiens. Wikkie se rigting is noord, ongeveer 30 km vanaf Knysna. Dit is inderdaad die grootste inheemse woude in Suidelike Afrika. Die oorblyfsel van die tropiese woude wat eens die oostelike dele van ons kontinent vanaf Sentraal-Afrika tot by die Kaapse Skiereiland bedek het. Naarmate die klimaat droër geword het, het die woude kleiner geword, met net die in beskutte en waterryke areas wat oorleef het. En dit is juis as gevolg van die woude dat Knysna se houtkapper geskiedenis begin het en so die volgende era van die mense geskiedenis hier ingelei het. Europese settlers het die houtrykdom in ongeveer 1711 ontdek. Hierdie geskiedenis kan in die Forest Legends Museum in Diepwalle bestudeer word. Between 1711 and 1776, it's 50, 60 years, and that's when the first woodcutter's post was established in George and one in Plett. Very difficult to transport the timber in and out and to the main ports, Cape Town. And then we move on to 1804. Now this is the arrival of George Rix, the point man. And he was the one who convinced everybody that you could actually get a ship through the Knysna Heads. There'd be many shipwrecks. But once they realized that they could have ships going in and out of the Knysna Heads, this is when the industry boomed. So as ek meer wil uitvind, moet ek miskien Knysna Hawe gaan besoek. Definitely. In 1770 het Stephanus ter Blaans die melkhoutkraalplaas naby die ingang van die see na die lagoon bekom en in 1804 het die stigter van Knysna, George Rex, dit gekoop. 'n Haweloods is aangestel sodat skepe makliker in en uit die lagoon kon kom. As gevolg van Rex se versoeke vir die bou van 'n hawe, is dit in 1818 veilig verklaar en is 'n bootbouwerf in 1825 begin. Hierdie hawe het oor die afgelope 200 jaar so baie uitgebrei. Hoe baie daarvan is nog dieselfde? Wikkie, ek kan net vir jou sê dat dit het definitief baie verander. Maar weet jy, ek voel baie goed
omdat ons jare gelede alreeds goeie fotograwe gehad het. Hierdie was eintlik die eerste kaai of hawe wat gebou was. Die hawe hierdie area was eintlik gebou in 1866. Maar as ons kyk na vore, dan sien ons dat hier is 'n pad wat inkom na die hawe toe. Hier was ook natuurlik 'n stasie. En as ons kyk na hierdie prent, dan sien ons nog die trein wat rondom 1926 hier natuurlik passasiers ingebring het. Ek het ook 'n tweede foto. En hierdie foto is eintlik geneem by Paarden-eiland. Paarden-eiland vandag is 'n Stevens-eiland. En dit was die tyd in die 1870s toe Stevens daardie eiland oorgeneem het. Die regering het hom gehelp om daardie nuwe of althans tweede hawe te bou. En daardie hawe was eers gebou met geelhout, maar later is dit gebou met sement. En natuurlik kon hy ook goedere uitvoer met groter skepe. Die hawe is in 1954 gesluit en die lagoon word vandag net vir plesierbote gebruik. Die Thiessen waarna sy verwys en na wie die eiland vernoem is, het in 1870 hier aangekom en ook 'n houtbesigheid bedryf. Terug in tyd by dorpstigter George Rex. Hy was 'n besigheidsman van formaat, wat met sy dood in 1839 byna al die grond om die lagoon besit het. Hy het ook grond bewillig vir die bou van 'n kerk, waarvan die fondasiesteen in 1849 gelê is. Andre, ek verstaan na die oprigting van die kerk het die dorp redelik vinnig begin ontwikkel. Ja, dit is so. Die Anglikaanse kerk, die foto wat ons hier het op die oomblik is van 1887. Ons kan nou nie presies staan op die plek waar die foto geneem is nie, want daar het soveel baie geboue bygekom. En die 4 geboue wat ek graag vir jou vandag wil wys, is die Anglikaanse kerkie, die klipkerkie hier, oorkant die straat, die tronkgebou, en dan deur aan die agterkant die polisiestasie en die magistraatskantoor, en dan laastens die hotel. Alles is sommer so op een plek gewees. Dit is so, ja. Daar's 'n interessante straaltjie wat ek vir jou wil vertel in verband met sommige mense in Knysna wat 'n interessante kringloop geloop het. Eerste was natuurlik die versoeking by die hotel en toe die veroordeling by die magistraatskantoor en die polisiestasie en die verdoeming by die tronkgebou en uiteindelik die verlossing hier by die kerkie. Dit is fantasties. Met die draai van die eeu het die Anglo-Boereoorlog ook sy ontwrigtende merk gelaat op Knysna. In Januarie 1901 is 'n krygswet afgekondig en is die Knysna dorpswag en distrikstroepe gevorm. Ons staan nou hier by die plek waar hierdie foto min of meer geneem is van die ou tronkgebou. Dit was tydens 1901 ongeveer toe die krygswet aangekondig is en die bevelvoerder aangestel is, Majoor Thompson, om dan die troepe instruksies te gee. Watter impak het die Boereoorlog op Knysna gehad? Dit het nogal 'n groot impak gehad in die opsig dat baie van die plaaslike inwoners, al die manspersone is natuurlik opgeroep om diens te lewer. Op 'n positiewe noot het dit eintlik 'n goeie impak vir Knysna ook gehad, want uiteraard van die saak moes daar waans gebou word en mense moes gebruik word om ekstra hout in te bring in die dorp in wat hulle nodig gehad het elders. Vandag het Knysna sowat 76,000 inwoners. Die klimaat is gematig en die kook dobber tussen 18°C in die winter en 27 in die somer. Knysna is deesdae 'n baie gewilde toerismebestemming. Dit is een van my gunstelinge. Ja, dit is so. Ons het eintlik hier in die laat 80er jare 'n geweldige bloei in toerisme ondervind hier in Knysna. Sodanig so dat die oorspronklike poskantoorgebouetjie wat in 1924 gebou is, omskep is in 1979 as 'n nuwe kantoor vir Knysna Toerismeburo. Die dorp is hoofsaaklik gebou op die noordelike oewer van 'n groot warmwatermond wat deur die Knysna rivier gevoed word. Die lagoon is 32 km wyd en 12 lank met 'n massiewe 130 miljoen kubieke meter water wat jaarliks deur hom vloei. 16 hektaar van die lagoon word vandag ingespan om Knysna se bekende oesters te kweek en voëllewe is ryk. Philip, wie kry mens nou regtig die volledige prentjie van Knysna? Nee, jy is 100% reg. Hierdie foto wys vir jou hoe die eiland in Knysna gelyk het hier om by 1925. Hiervoor is Steenbok Eiland wat vandag Leisure Island is, wat hier om by 1930 ontwikkel is. En agter is
Teeson Island wat voorheen Pardon Island genoem was, wat in 2004 ontwikkel is. En dan heel agter is die dorpie van Knysna. In die vroeë dae was hierdie twee eilande nie gekoppel aan die land nie, maar vandag is daar brûe wat die twee eilande koppel. Toe die foto geneem is, was Knysna 'n klein bosboudorpie, maar vandag is hy hoofsaaklik 'n toerismedestinasie. Baie dankie. Ek gaan beslis nie weer aan Knysna op dieselfde manier dink nie. Nou, ek is bly om dit te hoor, Vicky, want ons is heel wat trots op Knysna. Dis beslis die moeite werd om 'n bietjie meer uit te vind oor jou omgewing se geskiedenis en in voeling te kom met die verlede. En wie weet, jy mag dalk net nuwe waardering daarvoor kry en 'n bietjie meer van jouself leer. En so sluit ons Tuka tot vandag besoek af. En niks is so in die Here soos Knysna se Oesterfees wat oormôre begin nie. Daar is meer as 100 gebeurtenisse wat van sport tot natuurlik oesters eet insluit.